Goeiedag graad 11, ek merk gou met julle oefening 13.13. Dit is nog steeds weer eens van grafieke wat data verwant is wat ons van aflees. Goed, by vraagie 1 sê hulle die tabel hieronder toon die aantal sterftes wat veroorsaak word deur 3 verskillende siektes. En dan gee hulle vir ons die volgende tabelletjie. Goed, hulle gee vir ons hierdie tabelletjie soos hy nou lyk, en dan sê hulle, ons moet hom kopieer en rond elke getal af tot die naaste 1000. So ons moet nou hierdie getalletjies gaan verander. Goed, nou op die ou ende moet ons nou kyk na die getal net na die duisende, met ander woorde die honderde getal. En hy is 'n 4, so hierdie 9 word dan 9000 en nie 10000 nie. Soos dit. So met ander woorde, jy kyk na die honderde getal. Kom ons gaan highlight gou vir onsself daar wat se getalletjie ons dan nou na kyk. Ons sal met ander woorde hier kyk na die 7. Daai 7. Dis die getal nie wat moet verander nie, maar waarna ons moet kyk om te sien of die duisende sou verander het. Goed, so as ons dan nou hierso kyk, dan sien ons hierso is 39700. Die feit dat 705 en hoër is, okay, dui dit vir ons dat hierdie gaan daai 9 affekteer, wat dit dan nou daar 40000 maak. Goed, hierdie 9 verander daai in 'n 7, en dan volg hier hulle net, so daai 57000. Hierdie 7 verander daai 9 in 'n 10, wat dan dit 40000 maak. Goed, hierso kyk ons, dis 39000, maar die getalletjie wat bepaal of hierdie 9 'n 10 word of 'n 9 bly, is 0. So met ander woorde, hy bly 'n 9, en dit veroorsaak dat ons dan 39000 hier moet hê. Soos daai. Dan kyk ons na hierdie getalletjie hierso, om te weet of daai 5000 daar 6000 word, en of dit 5000 bly, omrede dit 1 is, en is minder as 5, veroorsaak dit daai 5000, dan 'n 5000 bly. En dit gee dan vir ons 55000 daar. As ons kyk by hierdie enetjie, dan kyk ons na hier by daai 0, en dit bly in elk geval dan 10, en ek gaan dit dan nou net so los so. Hierso kyk ons na hierdie 10000 met die 3, wat die 300 verteenwoordig. 300 is nie genoeg om 10000 te verander in 11000 nie, so dit gaan ook 10000 bly. Goed, en dan die laaste enetjie wil ons kyk na hierdie 4, sal dit daai 9 verander? Nee, as dit 500 en hoër is, sal dit 10000 geword het, so dit word dan 9000. Goed, en dit is dan vraagie 1 gewees, 1A. Goed, by B sê hulle vir ons moet hierdie grafiek kopieer en ons moet hom voltooi, want hy is tot dusver net 'n gedeeltelik voltooide staafgrafiek, waar die data vir jaar 1997 afgerond tot die naaste 1000. Soos wat ons die inligting hierbo in die tabel het. Met ander woorde, hier sien ons dat die donkergroen is TB, dan is die ligte groen longontsteking en die medium groen is vigs. So ons moet dan met ander woorde die vigs en die longontsteking tabelletjies hierdie en daai gaan inlees op hierdie tabel. Goed, daar het ek dan nou so ver vigs ingetrek en dis hoe hulle dan nou lyk. Goed, en daar is die longontsteking stafies dan nou ook bygeteken. Goed, by C vra hulle vir ons kopieer en voltooi die gedeeltelik voltooide gebroke lyngrafiek op die volgende bladsy, en dit is hoe hierdie grafiekie dan nou lyk, die data in die tabel hierbo te gebruik, om die lyn te trek wat die hoeveelheid sterftes as gevolg van longontsteking aandui, stip die punte, en hulle gee vir ons ook die punte vir 1997 is 40,
1999 is 39 en in 2001 is 55. Goed, so dit is die frekwensie in duisende, hoe hulle dit nou hier aandui en hulle gee vir ons die punte om te gebruik. Goed, ek gaan dit sommer nou in blou maak, omrede die ander kleur baie lig is op hierdie platformpie. Goed, dit lyk dan nou so. Goed, dan het hulle vir ons gesê, ons moet vigs met die volgende punte stip. In 1997 moet dit 10 wees. In 1999 moet dit ook 10 wees. En dan in 2001 moet dit 9 wees. Goed, en dit lyk dan nou so. Nou sê hulle vir ons by D vergelyk die twee grafieke. Watter een dink jy stel die data die beste voor? Wel, ek voel dat die data bietjie beter uiteengesit word. Seker deur die lyngrafiek omrede jy hierso makliker die verskillende siektes met mekaar kan vergelyk. Jy kan duidelik sien waar die ander enetjie die ander ene verbygesteek het. Goed, dan kom ons by vraag 2. By vraag 2 gee hulle vir ons hierdie grafiek en dit verteenwoordig die huishoudelike inkomstes in 2 woongebiede in Mbombela. Ok, dan sê hulle vir ons gebruik die grafiek en beantwoord die vraag hieronder. Hulle sê, hoeveel huishoudings in Nkambeni en het 'n inkomste van R4.801 tot R9.600. Goed, nou dit is die groen lyntjie, is Nkambeni, en daar is die klas inkomste wat hulle van praat. So met ander woorde, ons gaan nou daai kolletjie volg, al die pad daai kant toe, so 2650. Goed, by B vra hulle vir ons oor hoeveel huishoudings en Kanyamazane met inkomste tussen 19.210, hierdie groepie hier, tot 38.000, en dit is die swart streepie. So as ons daar volg, dan is dit 1800 huishoudings. Goed, dan sê hulle vir jy, gebruik die tabel om die huishoudelike inkomste van die 2 dorpsgebiede te vergelyk. Nou, hulle verskaf ons nie met 'n tabel nie, so ek neem aan hulle bedoel ons moet die grafiek gebruik en ons moet dit die 2 dorpsgebiede met mekaar vergelyk. Goed, ek het dit nou maar net so vergelyk dat met Nkambeni, as jy nou kyk hierdie groen, meer van hulle val in die laer inkomste groepe. Dan word hierdie eerste inkomste groepe, en by Kanyamazane is hierso meer mense wat in die gemiddelde inkomste groep val as in Nkambeni. Goed, dan by D vra hulle vir jou, in watter een van die woongebiede sal jy 'n supermark begin? Gee rede vir jou antwoord. Goed, nou dit is duidelik dat hierdie mense het bietjie meer is minder mense wat geen inkomste het nie, en meer van die mense in hierdie woongebied het gemiddelde hoeveelheid geld, waar die inkomste is baie laer in die groen gebied. So, dit sal dan wees Kanyamazane. Goed, omrede hulle hoër inkomste groepe is, met ander woorde hulle het meer geld om te spandeer. Goed, dit bring my by die einde van oefening 13.13. Vra ons gerus op ons WhatsApp groepies of MS Teams as daar ietsie is wat julle onseker oor is.